Asië moes hoor wat Paulus sê, wat God vir hom gesê het om te sê. Nou die eerste lesers of die hoorders, die nie-Jode, Christene uit die heidense wêreld, lees in die brief aan die Efesiërs 'n baie spesifieke gebed wat Paulus bid. En wanneer Paulus hierdie gebed bid, hoor ons in hierdie gebed wat hy bid, dat dit eintlik is hoe ons moet lyk. Dat dit eintlik is hoe ek en jy moet lyk in hierdie wêreld, hoe ons moet optree in hierdie wêreld, wie ons moet wees in hierdie wêreld, as hy hierdie gebed bid. Want hy bid hierdie gebed tot God. En as hy hierdie gebed tot God bid, vra hy vir God om hierdie mense, hierdie Christene, hierdie nie Joodse Christene, navolgers van Jesus, te verander. Sodat hulle waarlik wenners in God se oë kan wees. Sodat hulle waarlik verteenwoordigers in God se oë kan wees. Hy gee hierdie wedstrydplan in hierdie gebed weer, wat ek en jy moet hoor vanmôre, wat van Paulus 'n wenner gemaak het, maar wat van my en jou ook 'n wenner kan maak in God se oë. Kom ons lees saam Efesiërs 3, vers 14 tot 21. Daarom kniel ek voor die Vader. Hy is die Vader van elke gemeenskap in die hemel en op die aarde. Mag hy, deur sy Gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid, aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon, en sal julle in God se liefde gewortel en gegrondves wees. Mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Die kerk wat aan Christus Jesus verbind is, moet hom prys deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. In hierdie gebed wat hy bid in vers 16, 17, 18 is daar 3 bewegings wat moet deel wees van my en jou wedstrydplan in hierdie lewe om te verseker dat ons in God se oë wenners is. Dat ons die wedstryd van die lewe wen en nie aan die verloor kan staan nie. Die eerste beweging in hierdie wedstrydplan wat uitgevoer moet word op die veld, sê Paulus, staan jou man. Wees standvastig, onwankelbaar. Maar nie toelaat dat die wêreld en die golwe van hierdie wêreld, die storms van hierdie wêreld, die stormwinde van hierdie wêreld jou skuif nie, jou beweeg nie. Wees standvastig. Nou standvastigheid, om jou man te staan, het te doen met krag. Nou Paulus sê nie hierso dat ons so 'n bietjie tyd in die gym moet spandeer sodat ek en jy fisies sterker kan word om ons man te kan staan teen die aanslag van hierdie wêreld nie. Hy sê nie jy bou fisiese spiere nie sodat jy kan staan nie. Hy sê hierso, hy bid dat ons deur die Gees die krag sal ontvang om innerlik sterk te word. So hy bid hier vir innerlike krag. Hy bid hier vir krag wat hier binne in ons wakker gemaak word. Wat uit ons binneste uitkom. Nie van buitekant af nie. Hierdie krag is die krag wat ons op moet fokus. Hierdie krag is die krag waaruit ons moet energie put om hierdie wedstryd van hierdie lewe te kan speel en te wen. Hierdie krag is die krag wat vir my en jou sal laat staan waar ons staan, maak die saak wat gebeur nie, soos Paulus, ter wille van Jesus. Nie fisies sterker nie, maar geestelik sterker. Hy bid dit vir die gemeentes in Klein-Asië, dat hulle in hulle verhouding met Jesus sal groei.
Sodra hulle in hulle verhouding met Jesus groei, word hulle geestelik sterker. In ons verhouding met Jesus, as ek en jy in ons verhouding met Jesus groei, word ons geestelik sterker. En dis waarvan ons elke oomblik bewus moet wees. Elke oomblik bewuslik moet kies om te werk aan hierdie verhouding met Jesus. En Paulus sê 'n interessante ding hierso. Hy gebruik sulke mooi woorde. Hy sê dat Jesus, of dat ons elke oomblik bewus sal wees dat Jesus in ons harte woon. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dit is 'n vreemde konsep om te dink Jesus kom bly in jou hart. Dink aan 'n voëlkoutjie en 'n hokkie, voëlhokkie wat se deurtjie oopgemaak word en ewe skielik is Jesus binne in hierdie voëlhokkie en jy maak die deurtjie weer toe en daar's Jesus. En dis baie keer hoe ons dit sien. Ek kan hierdie hokkie skuif en ek kan maak met hierdie hokkie wat ek wil en as ek wil hy moet niks sien nie, dan gooi ek 'n doek oor hom sodat die voëltjie kan slaap. En ons hanteer Jesus baie keer so, want Jesus is mos nou in my hartjie, hier binnekant. Dis wat Paulus hier sê nie. Hy sê as ons bewus moet wees dat Jesus in ons hart woon, is daar iets wat moet gebeur. Ons sien hierdie kardia wat gebruik word in die Grieks, wat ons gebruik vir die woord hart, is eintlik die woord wat gebruik word vir die totale, sentrale beheersentrum van jou lewe. Die beheersentrum wat gedagtes en emosies beheer. As Paulus sê ons moet bewus wees dat Jesus in ons hart woon, dan sê die Grieks eintlik hier vir ons moet bewus wees, ons moet bewustelik oorgee aan Jesus. Beheer oorgee aan Jesus. Elke oomblik bewus wees daarvan dat nie ek in beheer is van my lewe nie, maar Jesus in beheer is van my gedagtes, my emosies, my totale menswees. In die antieke tyd was die hart die sentrum gewees van alles wat jou lewe beheer het. En Paulus bid dat ons bewus sal wees dat Jesus eintlik in beheer moet wees en dat ons uiteindelik tot die bewustheid sal kom soos ons groei in ons verhouding met hom dat hy totaal in beheer is van my emosies, van my denke. Dis hoe ek my man staan. As ek hierdie gebed vir myself bid, en bid dat die wonderwerkende krag, hierdie dinamis, hierdie oorwinnende krag van die Heilige Gees in my lewe sal kom heers, my sal volmaak, my bewus sal maak van Jesus se teenwoordigheid, sy inwonende teenwoordigheid in my lewe. En wanneer ons in daai bewustheid leef, kan die stormwinde maar waai, kan die golwe maar groot en magtig rondom ons slaan, maar sal ons staande bly, want God is deur Jesus die dinamiskrag van die Heilige Gees in beheer van my en jou lewe. Dis die begin. Dis die begin van hierdie wedstrydplan wat God vir ons gee, wat Paulus voorbid. Die eerste beweging. Ek gee oor. Jesus is in beheer. Ek is bewus van dit. Ek groei in my verhouding met hom. Die tweede een is so gekoppel aan hierdie eerste beweging dat hy amper voor hom moet staan. En dis die woordjie vertroue, geloof wat Paulus hier voorbid. Ons sê baie vinnig dat ek 'n Christen is. Ons sê baie vinnig dat ek 'n gelowige is. Ons sê baie vinnig dat ek 'n navolger van Jesus is. Ons sê selfs baie keer, ja, ek weet die Heilige Gees is in my. Want die Bybel sê omdat ek glo is die Gees van God in my. Ons sê dit. Maar as ons soos 'n Petrus deur die storms van hierdie lewe onverhoeds betrap word, en ons sien die winde wat sterk en gevaarlik waai rondom ons, en ons sien hierdie golwe wat groei en sterker word en groter word,
Dan raak ons bang. Dan raak ons bang. Dan word ons oorweldig deur die vrees, en sodra ons oorweldig word deur die vrees, wat die storms van hierdie lewe aanwakker in ons binneste, is Jesus nie meer in beheer nie, maar my vrees. Dan oorheers my vrees, my gedagtes. En dan oorheers my vreesvolle gedagtes, my totale menswees. Dan is Jesus nie meer in beheer nie. Dan leef ek nie meer oorgegee aan hom nie. En dan heers die wêreld. Vers 17 sê dat Jesus, deur ons vertroue op hom, ons geloof in hom, in ons harte kom woon. So ek moet vertrou, maak nie saak hoe gevaarlik dit lyk nie. Ek moet bly glo, maak nie saak hoe gevaarlik dit lyk nie. Maak nie saak wat ek hoor nie, maak nie saak hoe hard die stemme van hierdie wêreld, nie die doemprofete in hierdie wêreld skree nie. Ek moet vertrou en ek moet bly glo. En dit kan alleen gebeur as ons dit inoefen. Soos enige sportman of vrou oefen om die wedloop te kan hardloop, die spel te kan speel, moet ons vertroue en geloof inoefen. En soos 'n babatjie begin loop met klein wankelende treetjies op die beentjies wat hy of sy nog nie lekker vertrou nie, nie in glo nie. So moet ek en jy soos 'n babatjie begin loop in gehoorsaamheid in die opdragte van God op hierdie wankelende baba beentjies. Totdat ons agter begin kom, maar ons kan maar loop. Hierdie bene hou. Jesus gee ons die krag. Hy lei ons, hy help ons elke tree wat ons gee. Sodat hierdie bene deur hoe meer ons vertrou en hoe meer ons glo, al hoe sterker kan word, sodat ons naderlik kan begin hardloop, sodat ons naderlik kan begin hardloop en voluit hardloop en enduit hardloop in vertroue, in geloof, onwankelbaar, onstuitbaar, maar dit nie ons is nie, maar God, Jesus Christus, wat in ons is, wat ons dit laat doen. Want ek was gehoorsaam, ek het gehoor wat hy gesê het, ek het gereageer op dit wat hy gesê het in geloof, en hy het my beloon, deur my geloof te laat groei, deur my vertroue in hom te laat groei, deur my standvastiger te maak in my geloof, deur vir my 'n beter kind van hom, 'n beter volgeling, 'n beter Christen te maak. As ek hoor wat God se wil is vir my, en ek doen dit, ek leef dit, kweek dit die vrug in my lewe, die vrug van gehoorsaamheid, die vrug van geloof, die vrug van vertroue. Dis waarvoor Paulus bid. Tweede beweging, tweede deel van die wedstrydplan om te wen. Die derde een. Onthou nou, ek speel hierdie wedstryd sodat ek kan punte aanteken. Die punte wat ek aanteken laat my wen. As ek standvastig is en ek het al die vertroue in die wêreld, glo volkome op God, ek sal van 'n berg afspring as hy sê ek moet, het ek nog nie punte aangeteken nie. Dan het ek nog nie punte aangeteken nie. Die enigste manier hoe ek kan punte aanteken in die wedstrydplan van die lewe wat God wil hê ons moet speel, sodat ek 'n wenner in sy oë kan wees, is beweging 3, wat Paulus verbid. Jy sien, ek en jy kan 'n geestelike gladiator wees. Ons kan letterlik die geloof hê om alleen 'n bendestorm te loop in die naam van Jesus. Ons kan vir die berg sê, skuif jouself in die naam van Jesus. Met al die geloof in die wêreld. Maar as die liefde nie deel is van die wedstrydplan nie, as liefde nie deel is van die wedstrydplan nie, is alles te vergeefs. Wen ek nie. Wen ek nie. Ware geloof maak ons diep bewus van God se liefde vir ons. En dis wat Paulus hier bid.
Hy bid dit vir die mense van Efese, mense van Klein-Asië, hy bid dit vir my en jou, dat ons sal besef hoe groot God se liefde is. Vers 18 en 19. Mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. Wanneer God se liefde ons kom oorrompel, en ons in hierdie liefde en vanuit hierdie liefde begin leef, dieselfde liefde wat hy gehad het, toe aan die kruis vir my en jou gesterf het, afgereken het met die dood, afgereken het met die sonde, gewen het vir ons, dan wen ons saam met hom. Hierdie liefde moet deel word van my lewe. Moet alles in en vanuit hierdie liefde doen. Hierdie liefde is die punte wat ek aanteken in die oë van God. Die punte wat hy op die telbord inskryf, wat my laat wen. Hierdie liefde moet die standvastigheid en die volle geloof, die kragtige geloof omvou. En dis die liefde wat die wêreld verander. Dis die liefde wat die wêreld wys wie Jesus werklik is. Dis die liefde wat vir die wêreld kom wys terwille van wie ek doen wat ek doen. Selfs al beland ek in die tronk daarvoor. Dis hierdie liefde wat bly wen, maak nie saak wat gebeur nie. Ek sluit af. Net deur onbeweegbare krag kan ons nie wen nie. Net deur die geloof om berge te versit, kan ons nie wen nie. Maar as ons die krag en die geloof en die liefde deel maak van ons lewens, sal ons wen. Sal ons nie wen nie. Is ons reeds oorwinnaars terwille van Christus? Is ek en jy reeds oorwinnaars? Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Maak jou ontvanklik vir die kragtige, wonderwerkende dinamiskrag van die Heilige Gees. Leef elke tree in gehoorsaamheid en afhanklikheid, sodat geloof en vertroue kan toeneem in jou lewe. Laat God se lewe jou dring in alles wat jy doen en sê. Dan sal jy, dan is jy binne elke situasie 'n wenner in God se oë. Amen. Here, ek kom vat hierdie gebed van Paulus vir myself en ek maak dit my eie. Kom drink elke woord wat hy bid in en ek kom maak dit my eie. Kom pleit vanmôre vir U, Here, dat U vir ons elkeen meer standvastig sal maak deur ons lewens totaal oor te gee in die beheer van U, Here Jesus, dat U die sentrum van ons denke en ons emosies, ons totale wese, die beheersentrum van ons lewe sal wees. Ons kom bid vir gehoorsaamheid, Here, dat ons sal groei in geloof. Dat ons sal tree vir tree gee wanneer U vir ons sê ons moet. Totdat ons geloof in U so sterk en so groot word, dat niks in hierdie lewe meer vir ons te veel sal wees nie. Dat ons alles in die geloof en die krag van die Gees sal aanpak. Maar Here, dat ons altyd sal onthou om toe te vou in liefde. Die liefde wat U vir ons het, wat U aan ons bewys het. Die liefde waarmee U die hel en die dood oorwin het. Dat ons alles in daai liefde sal verpak en daai liefde sal uitleef in hierdie wêreld. Sodat ons in U oorwenners sal wees, Here, maar sodat U deur ons die wêreld waarin ek en elkeen van ons elke dag beweeg,
elke dag opnuut sal oorwin. Kom lei ons elkeen deur die woorde van hierdie gebed, Here, om hierdie wedstrydplan wat U vir ons gee te speel en elke dag opnuut te kies om dit te speel. Maak nie saak wat die wêreld daarvan dink nie. Amen. Broers en susters, ons gaan afsluit met Vonk 277 vers 1, 2 en 3. Offergawes is by die deure. So as jy wil snapscan, kan jy doen net na ons die lied gesing het. Maar kom ons staan en dan sing ons lied 277. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Kom ons ontvang die seën van die Here. En kom ons gaan leef hierdie wedstrydplan tot hy ons kom haal. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap en die kragtige werking van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons.
'n baie geseënde Sondag en 'n heerlike week vir elkeen van julle. Tot ons weer sien.